Baie welkom vanoggend in die erediens. Almal van julle wat na die weksroep van God geluister het en gehoorsaam het. Ons tema vanoggend is wat ons almal gemeen het, 'n God gegewe geskenk. Wat is die een ding wat ons almal gemeen het? Dit is baie eenvoudig, Moedersdag, want elkeen van ons het 'n moeder uit wie se liggaam ons gebore is, kunstig deur God in ons moederskoot aan mekaar gevleg en aan mekaar geweef. En as jy dink dis nie waar nie, voel maar net of jy 'n naaltjie het. Dis die bewys dat jy uit 'n moeder se liggaam gebore is. En dis waar, sommige van ons het baie goeie, sorgsame, wonderlike moeders gehad, terwyl party van ons nooit ons moeder geken het nie, of dalk 'n moeilike verhouding met ons ma gehad het. Maar vandag gesels ons oor moeders, en ons gaan spesifiek na 3 vroue in die Bybel kyk. En ons lees vanoggend uit verskeie dele van die Bybel, maar ons gaan begin met Lukas 1 vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maria is seker een van die bekendste moeders in die geskiedenis van die wêreld. En baie maal word haar identiteit gereduseer tot bloot Jesus se ma. Sy word genoem Moeder Maria. Maria, die moeder van Jesus, die moeder Maria. Dalk was dit om haar van ander Marias te onderskei, want Maria was nogal 'n baie algemene naam in die Bybelse tyd. Maar Maria speel eintlik 'n baie klein rol in die Nuwe Testament. Maar die rol wat sy speel is so verrykend, nie net in die Bybel nie, maar vir eeue en eeue daarna. Maria, 'n jong Joodse meisie van Nasaret. Sy het geen aardse aansien gehad nie. Tog word sy gekies om die seun van God te dra, en dis God se werkswyse. God kies die onbelangrike, die byna onsigbare. God kies vir Maria, en dis vir ons duidelik deur die geskiedenis wat God se plan met mense is. God kies dikwels die mense wat in ander se oë niks beteken nie. Maria se houding is een van diep nederigheid. Sy noem haarself 'n diensmaagd, en sy verheug haar nie in haar verdienste nie, maar sy verheug haar in God, haar verlosser. En hierdie is belangrik vir ons om te onthou, dat Maria, die ma van Jesus, die moeder van Jesus, haarself as 'n sondaar sien. Maria was geseën onder die vroue. Na die engel by haar was, en wanneer sy na Elisabeth toe gaan, sing sy 'n loflied. En in hierdie loflied ervaar ons iets van God,
en sien ons hoe God werklik is en hoe God hom openbaar en hoe ons God ervaar. Dit bring ons by die boodskap van God wat 'n belofte van ontferming gee. God is die barmhartige, die een wat hom ontferm en daarop kan ons staat maak. God kyk op 'n ander manier na ons, na die mense van die aarde. God kyk sonder oordeel, sonder vooroordeel, want God het Maria raak gesien. Die God van Maria se lied kyk nie net anders na die mense van die tyd nie, maar hy kyk ook anders na ons. Hy tel mense uit hulle ellende uit op en hy versorg hulle. Hy gee vir mense genoeg om van te lewe en hy staan by die wat nie barmhartigheid ervaar nie. Hierdie lied kan op 2 maniere geïnterpreteer word. Dit kan ons bemoedig en ons inspireer om God so te dien en om God raak te sien in die mense rondom ons. Maar dit kan ook vir ons 'n struikelblok wees wanneer jy besef dat die kans maar min is dat jy God se sorg en barmhartigheid gaan ervaar omdat jy dit self nie gee nie. Jy is nie bereid dat God die verandering in jou lewe bring nie. Maar Maria is meer as net die loflied wat sy gesing het. Sy is meer as net die lof en die openbaring van God. Sy is 'n ma, nie net Jesus se ma nie, maar later ook die ma van ander kinders. En ons kan opkyk na Maria as 'n voorbeeld, want Maria het haar kinders aan haar knie geleer. Dit is duidelik dat Maria haar kinders die 4 waarhede geleer het waaroor sy gesing het. God sien alle mense raak. God laat mense nooit alleen in hulle nood nie. God bly getrou aan homself en God gryp in. Vandag is Moedersdag, die dag waarop ons ma's eer vir die groot rol wat hulle in ons lewens speel. En tog val ons dikwels in die gat om te dink dat alle ma's goeie ma's is, dat alle ma's goed en sag en liefdevol en altyd reg is. Dis ongelukkig nie waar nie, want moeders is net mense en mense maak foute en mense verstaan nie altyd hulle kinders nie. Maria self is 'n voorbeeld hiervan. Ons lees in Lukas 2 vers 41 tot 52 dat wanneer hulle Jerusalem besoek vir die Pasga en hulle terugvertrek na Nasaret, halfpad hulle agterkom dat Jesus nie by is nie. En sy ouers het vir 3 dae lank na hom gesoek, voordat hulle hom in die tempel in Jerusalem gekry het, waar hy besig was om na leermeesters te luister, vrae te vra en hulle vrae te beantwoord. Almal rondom hom was verstom. En toe Maria vra, "Maar wat maak hy daar?" het hy verklaar dat hy in die huis van sy vader moet wees. En alhoewel Jesus sy ouers gehoorsaam het en saam met hulle teruggekeer het, het Maria nie besef dat Jesus 'n groter taak het en dat dit nou reeds begin het nie. Toe Maria vra waarom hy dit aan hulle gedoen het, antwoord Jesus, "Waarom het julle my gesoek? Het julle nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie?" Maar Maria gaan verder. Toe Jesus 'n volwassene is en by 'n bruilof is, het Maria hom aangepor om die probleem op te los. Waarom? Ons kan seker nie verseker weet nie, maar ons kan aannames maak. En die aannames wat ons kan maak, is dat Maria in Jesus se vermoëns geglo het. Sy het geglo, Jesus is God. Maria is gehoorsaam aan God se opdrag om haar kind toe te wy aan God en groot te maak omdat hy die verlosser is. Maria wil die beste hê vir die mense rondom haar. Sy wil God se barmhartigheid en genade deur haarself as instrument van God laat werk. En sy weet, sy's net 'n instrument in God se groter plan.
Maar Maria beleef ook die hartverskeurende gebeure wanneer haar kind sterf. Moederskap is 'n groot seën, maar dis 'n groot opoffering. So Simeon vir Maria gesê het, 'n swaard sal deur jou gees gaan. Maria sou seker die moeilikste taak van alle ma's hê. Sy sou eendag by 'n kruis staan en sien hoe haar kind sterf. Maar meer as dit, sy sou sien hoe die wêreld haar seun verwerp. Sy sou sien hoe sy eie vriende hom verraai. Sy intense lyding sou sy aan eie lyf ervaar. Sy sou saam met hom ly. En kan ons wat ouers is dink hoe dit vir Maria moes gevoel het aan die voet van die kruis, om haar lewe te glo dat Jesus die verlosser is, dat Jesus God se kind is, en nou beleef sy dood aan 'n kruis. Het Maria toe nog steeds geglo en nog steeds verstaan dat Jesus sal opstaan? Die volgende vrou na wie ons kyk is Lois. En ons lees slegs op een plek van haar in die Bybel, in een enkele vers. En dit is 2 Timoteus 1 vers 5. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Lois en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. En dit is Paulus wat hier skryf, en hy skryf vir sy medewerker Timoteus. Sy is in die Bybel net bekend as Timoteus se ouma, die ma van Eunice, die ouma van Timoteus. Maar sy is bekend vir haar opregte Christelike geloof, wat sy aan haar dogter en haar kleinseun oorgedra het. En sy word beskou as die positiewe invloed wat tot disippelskap binne die gesin gelei het. Ons weet nie baie van haar nie, maar ons weet dat sy vroom Joodse vrou was, wat tot die Christendom bekeer is. Waarskynlik het sy tot bekering gekom tydens Paulus se eerste sendingreis in Lystra. Sy speel 'n baie belangrike rol in die opvoeding van haar dogter en later in haar kleinseun Timoteus. Paulus beskryf haar geloof as opreg. Sy leer vir Timoteus geloof. Sy leer hom hoe om op te tree. Sy leer hom hoe om die regte lewenskeuses te maak. Sy stel vir hom die perfekte voorbeeld en sy voed Eunice en Timoteus op. En dit lei dat haar familie disippels van die ware verlosser Jesus Christus word. Al is so bitter min oor haar bekend, is haar invloed, net soos Maria se, verrykend. Die oomblik toe Paulus vir Timoteus ontmoet het hom saamgeneem op sy tweede sendingreis. En volgens baie bronne was Timoteus op hierdie stadium slegs nog 'n tiener. Tog het hy 'n geweldige impak gehad op Paulus se werk. Hy het gedien as verteenwoordiger van Paulus. Paulus het hom genoeg vertrou om hom namens hom na gemeentes te stuur. En hy stuur hom na Filippi en Tessalonisense. Later het hy hom ook na Korinthe en Efese gestuur. En Timoteus het 'n groot impak in die Bybelse wêreld gehad. Die laaste vrou na wie ons kyk, is 'n vrou uit die Ou Testament, Naomi. En ons lees in Rut, die baie bekende deel van Rut, Orpa en Naomi. Toe Naomi se skoondogters weer begin huil, het Orpa van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan nie en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly.
U volk is my volk, U God is my God. Waar U sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan, en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met haar aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê, dis mos Naomi. Naomi se liefde vir haar skoondogters, Rut en Orpa, word gekenmerk deur onselfsugtigheid, opoffering en diepe besorgdheid oor hulle welstand, selfs te midde van haar eie hartseer en haar eie verlies. Haar man en albei haar seuns het gesterf. En tog is sy besorg en bekommer oor haar skoondogters. Sy het hulle aangemoedig om terug te gaan na hulle eie families toe en om eerder 'n beter lewe in hulle eie land te maak. Maar hulle kies om saam met haar te gaan en in armoede saam met haar te gaan leef in Bethlehem. Sy het vir Rut en Orpa vrygestel van die verantwoordelikheid om vir haar te sorg, selfs al sou dit beteken dat sy alleen sou wees. Volgens die gebruike in daardie tyd, wanneer 'n man sou sterf, moes die skoondogter by die skoonmoeder bly om haar te versorg. Maar Naomi sê, dis nie nodig nie. Gaan terug na jou land toe. Miskien kan jy weer 'n man kry. Gaan terug na Moab toe. Julle is heidense meisies. Julle volg nie die reëls en die wette van die Jode nie. Maar Naomi het gebid dat die goedhartigheid en rus aan hulle sal bewys word, sodat hulle aan haar en haar oorlede seuns gedoen het. Maar Orpa het teruggedraai en Rut nie. Haar optrede wys vir ons dat ten spyte van haar eie bitterheid en haar eie verlies, sy steeds opregte goedhartigheid teenoor haar skoondogters getoon het. En ons ken die verhaal. Rut is vasbeslote om saam met Naomi te gaan. Sy bely dat God haar God is. Naomi se geloof en vertroue op God in hierdie bittermoeilike omstandighede het Rut so diep geraak dat sy ook die God van Israel aanneem. Naomi se diepe geloof oortuig Rut dat die Here die ware God moet wees. Naomi se voorbeeld van onbaatsigtigheid, van vertroue, van moederlike liefde en aanvaarding verander Rut se lewe ingrypend. By Naomi leer Rut dat sy God so opreg dien, dat sy wat Rut is, ook vir God wil dien. Sy stel 'n voorbeeld van geloof en liefde. Sy vertrou volkome op God. Sy is vir Orpa en Rut so lief soos vir haar eie kinders. En later word Jesus uit Rut se nageslag gebore. En dit bring ons by moederskap. Miskien lê die waarde van Moedersdag in meer as die verering en waardering van moeders. Dalk is dit 'n dag dat moeders, eintlik vroue, moet herbesin oor die rol wat hulle in ander se lewe speel. Die 3 vroue waaroor ons vanoggend gelees het, het opregte geloof gehad. Dit was nie 'n voorgee geloof nie. Dit was nie 'n oppervlakkige, maklike geloof nie. Dit was definitief nie perfek nie. Baie van ons dink dalk aan ons eie ma's se geloof en gebede, of dalk aan 'n ander vrou in ons familie of gemeente wat 'n voorbeeld vir ons was. Miskien was haar geloof sigbaar in al haar gebede, of hoe sy die skrif gelees het, of bloot net die manier hoe sy moeilike situasies hanteer het. Dankie
aan al die ma's, oumas, skoonma's, tannies, sissies, niggies en juffrouens wat kinders se lewens verbeter deur die voorbeeld wat hulle stel, vir die invloed wat hulle geloof op ander het en vir eindelose gebede wat gebid word. Maar dit laat ons met die knaande vraag, maar wat as my ma of my ouma nie 'n goeie invloed was nie? Wat as my ma nie navolgingswaardig is nie? Dan, liewe medegelowige, het ek vir jou baie goeie nuus. Jy kan self 'n instaan ma vir jou kies. Jy kan rondom jou kyk en iemand kies wat opregte geloof het, wat jy kan navolg, by wie jy kan leer. Ons is bevoorreg in ons gemeente om so baie ou mense te hê. Ouer mense met meer lewenservaring, na wie ons kan opsien en by wie ons kan leer wat ware geloof is. Dis Christenvroue se verantwoordelikheid om rolmodelle te wees vir ander in die stikkende wêreld waarin ons lewe, waar mense dors na liefde, aanvaarding, is dit ons as Christenvrouens se verantwoordelikheid om 'n rolmodel te wees vir jou eie kinders, jou eie kleinkinders, jou eie skoonkinders, maar ook vir almal wat jou pad kruis, wat smag na moederliefde. Moederskap is vir God baie kosbaar. As ons net daaraan dink, dis die enigste vertrek by die kerk wat spesiaal ingerig is, 'n moederskamer. Daar's nie 'n vaderskamer nie, daar's nie 'n kinderkamer nie, daar's 'n moederskamer. Want moeders lê vir God baie na in die hart. En daarom sê die 5de gebod ook, eer vir God. Eer jou moeder, want dan staan vir jou plek in God se koninkryk. Jesus het aan die kruis tyd gemaak vir sy ma. Toe hy aan die kruis hang, het hy sy moeder vir oulaas geëer, deur vir haar te sê, daar's Johannes, vat hom as jou seun, en vir Johannes, daar's jou moeder, sorg vir haar, kyk na haar, sien om na haar. Ons sien God se versorging van mense, sy onvoorwaardelike liefde, sy alles opofferende liefde, deur ons maas, deur na sorgsame maas te kyk, sien ons iets van God. Dit is dan ook die hart van my boodskap vandag. Maas is belangrik in God se plan om vir kinders die waarheid en die verlossing te bring. Deur die eeue sien ons hoe God maas gebruik het om sy werk op aarde te doen. En vandag probeer ons eintlik maar net sê, dankie ma, dankie skoonma, dankie ouma, dankie stiefma, dankie juffrou, dankie instaanma, dankie tannie, dankie. Amen. Here, ons genadige en getroue Vader, ons kom in nederigheid na U toe, bewus van ons afhanklikheid van U in alles. U wat die bron van lewe is, U wat die bron van krag en hoop is. Sonder U kan ons niks doen nie, maar in U vind ons alles wat ons nodig het. Ons loof U en ons prys U vir U grootheid en U goedheid. Dankie vir die sigbare seëning in ons lewens, vir voorsiening en beskerming en genade wat ons elke dag ontvang. Dankie vir die woord wat 'n lig op ons pad is, waaruit ons kan leer en groei. Help ons, Here, om nie net hoorders te wees van die woord nie, maar doeners. Dankie, Here, dat ons ma's het, ouma's het, tannies het, sissies het, vroue het, na wie ons kan opkyk. Here, en selfs al het ons die ma, na wie ons opkyk vir leiding self gekies, dan weet ons dit was ook deel van U plan. Help ons om soos hulle te lewe. Here, ons bring ons gemeente na U toe. Seën elke lidmaat, oud of jonk, met vrede, geestelike groei en bewussyn van U. Versterk ons geloof met U en gee dat ons in hierdie gemeente liefde en oorvloed sal ervaar.
Ons bid vir die werking van die gemeente, vir die karnaval wat voorlê. Here, ons vra dat U dit sal seën, dat U al die werking daar rondom sal seën. Ons bid vir goeie samewerking, vreugde en veiligheid. Mag ons ook daar U teenwoordigheid ervaar. Lei ons, Here, deur die Gees, vorm ons harte en rig ons paaie. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen, die Skepper van alle mense. Amen.